Goeiemôre, ons is weer terug na langs tegniese probleem wat ons gehad het vanmiddag over daai verskoning. Ons het so 'n klein bietjie tegniese probleem gehad, maar ons is weer terug. Ons gesels ons redelijk rukkie al met Henrik Verstadig, 'n advokaat, 'n prokureur uit Johannesburg of Pretoria, wat 'n bietjie met ons gesels en ons is besluit af. Henrik, kom ons gesels weer die laaste afsluiting wat ons wil doen. Wat ek gesê het, wat ons praat oor ons tydjies, tydjie het min geraak, ons tydjie was af, maar ons begin weer met laaste editjie. Laaste vraag wat ek wil vra, as mense wil so loopbaan wil volg, wat kan die mense doen as hulle die loopbaan wil volg? Sien hulle wil 'n prokureur raak of advokaat wil word, wat moet hulle doen as hulle na skool? Die eerste ding is, voor jy besluit om regte te gaan swat, gaan praat eers met iemand wat in regsberoep is. Maak seker dat dit die beroep is wat jy wil volg, en maak seker dat wil jy advokaat word, 'n prokureur of 'n regsadviseur. Ek het ongelukkig al baie persone gesien wat in die beroep is, wat dan prokureurs word, maar hulle wil nie in die hof verskyn nie. En dit lei dan baie keer daartoe dat daar probleme is, want as jy nie iemand is wat iemand anders se saak kan stel in die hof, en dan kan jy jou kliënt benadeel. Tweedens, baie mense het ook 'n verkeerde illusie, dat jy gaan sommer baie vinnig ryk word as jy prokureur is. Dit is nie so nie, en ek weet baie prokureurs gaan dan die versoeking in met lang vingers, en hulle vat trustgelde, en dan op die einde van die dag word hulle krimineel vervolg, en word hulle ook baie keer geskraap van die rol. So maak seker dat dit is die beroep waarin jy wil gaan wat rigting, voor jy gaan swat. Want dit kos deesdae baie duur om 'n graad te studeer, en as jy iets studeer waar jy nie eintlik regtig in belangstel nie, of omdat iemand anders vir jou gesê het, kan dit wees dat jy goeie geld in die water gooi, waar jy dalk beter kon gedoen het in 'n ander loopbaan rigting. Maar daar is wel iemand wat dinamies is en bereid is om hard te werk, plek in die regswêreld om 'n loopbaan te volg in Suid-Afrika. Wat se advies het jy vir mense dan nodig wat advies het? Die laaste woord vir jou, wat advies het jy vir mense daar buite? As jy uitdagings het, regsuitdagings, kry hulp, moenie in 'n kroeg gaan sit en vir iemand vra vir hulp nie. Maak 'n afspraak met 'n prokureur, sien 'n regsadviseur, gaan sien die regshulpraad, en maak seker dat jy die nodige ingeligte besluit kan neem voor jy enige hofsaake begin. Kyk maar altyd of jy 'n saak kan skik en tot 'n vergelyking kom sonder dat 'n mens hof toe gaan, want wat baie mense vergeet, dit is baie duur om hof toe te gaan, en dit kos baie geld op die lang termyn, en jy is nie verseker dat jy noodwendige geld gaan terugkry nie. Al wen jy 'n saak, is jy nie verseker dat al jou regskostes wat jy aangegaan het, aan jou terugbetaal sal word. So, maak maar seker, en maak seker dat jy van die opregte bronne af regshulp kry, en bly weg van kunsmatige intelligensie, oftewel AI soos ChatGPT. Ek het al te veel mense gesien wat ChatGPT gebruik, en dan heeltemal verkeerde gedagtes in hul kop het, en dan gaan op daardie advies. Dit is nie advies nie, dit is iets wat gegenereer is. En maak ook maar seker, as jy prokureur gaan sien, dat die persoon geregistreer is as 'n prokureur, en kennis het in die sekere regsgebied waar jy hulp of raad nodig het. Ja, ek het nogal baie geleer oor vanoggend se uitsendings en alles, en ons het 'n bietjie tegniese probleme gehad, so vir 'n rukkie af lig af gewees, maar ons is dan weer terug op die lig en weer terug, en het was lekker gewees om 'n bietjie agter die grond, agter die skerms te hoor van die hofsaak, hofding en alles te hoor, en alles. Terug in ons was almal vra oor die grondveranderings en alles, en stil by jy wat baie betrokke is of weet wat aangaan, wil jy nie die laaste vir die mense net sê wat regtig nou aangaan en wat het gebeur met gister se vergadering en wat gaan nou vorentoe gebeur nie? Wat basies gebeur het, is die nasionale regering het 2 plase gekoop op die R305, net so na die afdraai van die N2, die plaas skoongeleë gedeelte 2 en dan Soebatersvlakte,
met die doel om dit aan te wend vir grondhervorming. Daar's klein boere wat by Mosselbaai by Kwankaba boer en die grondeienaar het 'n hofbevel teen die munisipaliteit gekry dat hulle is besig om onwettig te boer teen die sonerings en die bywette en dat na ander erf wat dan nou ook aangeskaf is vir die klein boere om dan nog voort te gaan met hulle varkboerdery. Dit blyk egter uit dokumentasie wat ons bekom het dat die munisipaliteit nou daai grond wil gebruik vir behuising en dat hulle van plan was om dan nou die klein boere Stilbaai na daai 2 plase toe te stuur, maar dit lyk nie asof die prosesse heeltemal reg volg is nie, want by enige sulke groot projekte is dit belangrik dat daar openbare kommunikasie is, dat rolspelers hulle insette kan gee en dat die nodige impakstudies gedoen het, nie net vir omgewingsimpakstudies nie, maar ook vir lewensvatbaarheid vir die landbouekonomie. En dit blyk dat ongelukkig is daai prosesse nie gevolg nie. Ook kan 'n mens ook nie net mense op grond neersit nie. As hulle 62 varkboere soontoe sal skuif, sal die grond eerstens nie geskik wees om soveel mense te onderhou nie, maar ook nie om die bokke en al die skape en beeste wat saamgeskuif word nie. En dus blyk dit dat die verkeerde prosesse gevolg is. Nou, na aanleiding van druk deur die gemeenskap, het die munisipaliteit dan nou gister 'n vergadering gehad, spesiale raadsvergadering, waar nou besluit is dat daar regsopinies gekry sal word in opsigte van die verskywing. Daar is ook gepraat dat daar 'n dispuut verklaar sal word met die nasionale regering, sodat daar deeglik aandag geskenk word aan al die wetlike vereistes, maar ook die openbare deelnameprosesse wat veronderstel was om plaas te vind. Ons moet ook onthou dat plase onderhewig is aan bywette ten opsigte van die oprigting van wonings, ook addisionele geboue, en jy kan nie net mense op grond gaan sit en laat hulle eie skuilings oprig nie, want dit het ander uitdagings. Dit skep sekuriteitsrisiko's. Dit skep onsekerheid in die plaaslike ekonomie. En misdaad is ook 'n groot wat kan verhoog. Die ander belangrike punt wat ook al uitgewys het, is baie van hierdie klein boere eintlik wil bly in Mosselbaai, en dat hulle nie noodwendig kommersiële boere is, maar persone wat huise het daai kant, en dat hulle maar deeltyds met varke, skape en bokke boer, en hopelik na aanleiding van die spesiale raadsvergadering sal daar dan 'n beter openbare deelname wees, ook die nodige kommunikasie tussen die nasionale, provinsiale regerings, maar ook plaaslike munisipaliteit, sodat indien daar enige verskywings is, daar net genoeg persone geskei word wat dan nou aktief kan boer, maar ook dat al die nodige rolspelers binne die Hesuqua distrik dan nou geraadpleeg word in hierdie verband. So dit was nou interessant geweest. Inderdaad was baie namens ons en die radiostasie, Dak radiostasie en almal daarso, wil ek vir jou baie dankie sê dat jy jou tyd geoffer het om met ons te kon gesels. Dit was nou regtig interessant. Ek het nie geweet daar is baie dinge wat interessant is agter die hof dinge en al die dinge nie. Maar ek kyk weer nuwe oë en ander oë na julle wat die werk doen. Baie dankie vir die wonderlike werk wat julle doen vir ons en alles. En waardeer jou moeite en alles. Ek hoop ons kan in die toekoms weer so 'n bietjie program uitwerk en alles. En ek hoop jy dinges. Nog ons baie dankie vir ons. Ek sluit af met 'n redgebed van Steve Hofmeyr. Dan vanaand tussen 8 en 10 kuier ons weer lekker saam met lekker musiek en kuiermusiek en alles. Hierso is redgebed met Steve Hofmeyr. Tot vanaand toe.